Goeiemiddag, graad 12 leerders en onderwysers. Ons welkom u almal vanmiddag by ons derde sessie van besigheidstudies. Graad 12, ons wil hê op die eer en oomblik dat julle lekker gemaklik moet wees, skop jou skoene daar uit en dan wil ek hê u moet saam met ons hierdie sessie oor besigheidsgeleenthede, leierskap en bestuur moet u saam met ons geniet. Ek wil ook vir u vra om asseblief nie ons SMS-nommertjie te vergeet nie. Dit is 31497. Maar graad 12, voordat ons daarby kom, wil ek eers graag aan julle bekendstel, my mede-aanbieder, meneer Trevor Forbes. Meneer, sal u so gaaf wees en so 'n bietjie vir die graad 12 leerders bietjie meer van jouself vertel? Zie, Janine, baie dankie. Janine, graad 12, dis 'n baie groot voorreg om vandag weer by hierdie derde sessie te wees. Ek het verlede keer die sessie aangebied oor wette. En ons hoop ons gaan 'n lekker tydjie saam met. My naam is Trevor Forbes. Ek is by Zandvliet Sekondêre Skool betrokke. En as daar enige kommentaar is of iets wat wil weet, kan jy vir my skakel of vir my e-mail. Baie dankie, Janine. Goed, meneer Forbes, baie dankie. En dan wil ons ook in meneer Momberg se afwesigheid, ons weet nie waar hy op die eer en oomblik is nie, maar indien hy ingeskakel is, sal ons dit verskriklik waardeer as hy vir ons ook so 'n SMS kan deurstuur. Ons het al die eerste skool wat vir ons ingeskakel het. Sy sê Chantal Lou, sy sê hallo juffrou, ons was so honger, maar wou graag die les bywoon. Chantal, ons beloof vir jou, jy gaan glad nie spyt wees daaroor nie. Goed, graad 12 baie belangrik is die volgende. Met leierskap en bestuur, dit is ons eerste afdeling oor besigheidsgeleenthede. En jy gaan sien volgens die KABV dat leierskap en bestuur, dit is die eerste subhoofie en die res word in die derde kwartaal voltooi. So met leierskap en bestuur, graad 12, gaan ons bietjie in detail bespreek en ons wil hê met jou notaboekies byderhand hou, want aan die einde van die sessie gaan ons vir jou so 'n paar vragies vra en dan is jy meer as welkom om vir ons in te skakel en vir ons die antwoordjies deur te gee. Goed, kom ons begin. Leierskap en bestuur. Meneer Forbes, as ons kyk net na leierskap en bestuur, wil ek by u weet, hoe gaan meneer leierskap en bestuur vandag vir hierdie leerders, hoe gaan u dit vir hulle aanbied? Hoe gaan u vir hulle laat verstaan dat hulle moet die onderskeid kan tref tussen leierskap en dit is bestuur? Janine, baie dankie daarvoor. Maats, dit is 'n belangrike deel in enige onderneming, bestuurder versus leierskap. Maar kom ons kyk gou. As ons kyk na 'n leier, julle sal in julle huisgroepe in verskeie fasette waar julle beweeg, sal julle kan ook onderskei as ons hier klaar is, wat is 'n leier, wie se leier en wie se bestuurder. Nou kom ek sê vir julle gou 'n paar kenmerke van 'n leier. 'n Leier is 'n algehele, hy het 'n algehele visie en hy moet die visie en die doelwitte van die besigheid moet hy voorsien. Dit wil sê 'n leier het sekere vaardighede wat niemand anders het. Hy inspireer en hy motiveer. Kom ek maak 'n voorbeeld. As ons dink na ons oud afgestorwe president, meneer Nelson Mandela, dan sal julle kan definitief sê daardie man was 'n leier gewees. En so ken julle ook baie ander mense met sekere karaktertrekke wat inspirerend is en motiverend is en daardie vaardighede het wat so 'n voorbeeld is. Maar 'n bestuurder, as ons kyk na 'n bestuurder is 'n persoon wat protokol volg. 'n Bestuurder is 'n persoon wat organiseer. 'n Bestuurder wil ook sy doelwitte bereik, maar hy sê nie hoe dit bereik moet word, hy sê net wat gedoen moet word. 'n Leier sê hoe dit gedoen moet word. So 'n bestuurder gaan oor protokol, dit wat bereik moet word in die organisasie, en dan 'n leier basies is oor die visie, die inspirasie en die motivering daarvan.
Dit is die verskil tussen bestuur en leierskap. Goed, meneer het genoem daar by die leier onder leierskap ons gepraat van ons afgestorwe president, maar as ons 'n bietjie nader aan die skool beweeg, het meneer vir ons dalk vir 'n voorbeeld daar wat die kind direk kan verbind met 'n leier by die skool? As jy kyk in jou klaskamer, ek dink jou onderwyser in die klaskamer is 'n goeie voorbeeld van 'n leier. Self moontlik ons as julle vir ons sien as leiers, sal ons baie goed voel, maar ek dink ons wat hier sit vandag, ek en Janine, is 'n tipe van 'n leier want ons is onderwysers in die klaskamer. Ons inspireer julle, ons motiveer julle, ons luister na julle en ons probeer om julle te onderskraag in alle fasette. Julle het vir ons nodig en ons skiet julle nie af. Julle kom na ons toe met probleme en ons luister na julle en ons het die vaardighede wat ons het. Ons gebruik hierdie vaardighede en ons motiveer en inspireer vir julle. Ek dink die onderwyser by die skool verdien 'n lekker handeklop as 'n leier. Meneer Forbes, ek stem 100% saam. So graad 12, waar jou meneer of jou juffrou saam met jou sit, kyk na hulle en knipoog so vir hulle daar aan die een kant en gee vir hulle erkenning vir dit wat hulle vir julle doen. Graad 12, baie belangrik, kom ons kyk gou, daar's 'n paar skole wat ingeskakel is. Ons sê vir Morester en Oudtshoorn, baie welkom. Nog so 'n ou bekende Klein Nederburg sekondêr, baie welkom. En ons het vir juffrou Madeleine, sy sê, ons is opgewonde vir die les. Ons het daar vir Hoërskool Handam, Kalvinia in die Noord-Kaap, baie welkom. En Tafelsig, graad 12 A-klas, baie dankie dat julle ook ingeskakel is. Ons vertrou dat almal van julle hierdie sessie terdee gaan geniet en dit baie leersaam gaan vind, veral met die oog op ons komende eksamen wat oor 'n paar dae, mens kan nie meer praat van weke nie, dis oor 'n paar dae, dis om die draai, so dit is belangrik dat ons goed na hierdie sessie moet oplet en alles inneem wat ons kan. Goed meneer, ons sê vir baie dankie vir dat u vir die lede so mooi verduidelik het die definisie van leierskap en bestuur. As ons verder gaan graad 12 van leierskap en bestuur, dan wil ek graag hê meneer moet met die leerders praat hoe hulle kan onderskei tussen hierdie twee rolle, tussen leierskap en bestuur. Dan moet ons verder ook kyk meneer na die rol van die leier en die rol van die bestuurder in 'n organisasie. Kom ons vat dit stapsgewys. Eers die rol, dan kan ons kyk na die funksie. Ons kan miskien later kyk ook na 'n paar voorbeelde. So, meneer kan eers begin met die rol in die organisasie. Maar ons is by 'n lekker interessante gedeelte wat die onderwyser met julle baie in die klas kan dingetjies doen ten opsigte van leierskap en bestuur. Maar kom ons kyk, hoe onderskei ons tussen hierdie twee? Ons het geleer nou dat die leier is die algehele beheer ten opsigte van die visie, die missie in die organisasie. Maar die bestuurder gaan oor protokol. Dan sien ons ook dat die bestuurder is slegs 'n funksie. En dit het te maak met BOLB, BOLB, die funksie, algemene bestuursfunksie, beplanning, die O vir organisering, die L vir leiding en dan die B vir beheer. Maar as ons kyk na leierskap, bestuur is 'n funksie, maar leierskap is 'n verhouding en dis 'n belangrike karaktertrek van 'n leier, die verhouding, persoonlike verhouding wat hy het, die leier het met sy medewerkers. Want onthou, hy moet inspireer, hy moet motiveer om werk verrig te kry ook. Motivering en inspirasie, Janine, is baie belangrik vir enige werknemer. En sodra hy gemotiveer en geïnspireer het, is produktiwiteit sommer nog hoër in die onderneming. Ek stem met u 100% saam en ook met die leierskap, want dit gaan ook help
as die leier gemotiveerd is en geïnspireerd is, gaan dit aansteeklik wees vir as ons Dit is kyk so. spesifiek in die skoolopset Dit ook. is so. So graad 12, ons sien uit daarna dat baie van julle wat al so ingeskakel is, dat met daardie motivering en inspirasie wat jy van die onderwyser kry, dat jy dit in die Junie eksamen, die September wat voorlê en aan die finaal, dat jy net jou uiterste gaan doen daar. Ons het nog so 'n skool wat by ons ingeskakel is en dit is Renee Horizon. Sy sê vir ons baie dankie meneer vir die pragtige verduideliking. Baie dankie graad 12. Goed, graad 12. So nou het meneer aangeraak die rol in die organisasie. Hy het gepraat oor die doel, hy het ook gepraat oor die funksie en nou gaan ons gou kyk of Dani nog of meneer vir ons nog so 'n paar voorbeelde kan gee ten opsigte van die leierskap en dan bestuur. Baie dankie Janine. Maats, as ons kyk na die bestuur, dan kyk ons na 'n paar voorbeelde. Hy's die opstel van begrotings, 'n sakeplan. Hy monitor die vooruitgang van mense se werksaamhede binne die werk. As ons kyk na leierskap, dan praat ons van baie belangrik. Omdat 'n leier inspireer, omdat 'n leier motiveer, is hy uit daarop om om potensiaal te kan identifiseer. Dit is 'n persoon wat hy voel nie bedreig nie. Hy voel nie bedreig, 'n leier voel nie bedreig nie, want hy is daarop uit om nuwe leiers, om nuwe volgelinge soos hy in die onderneming te skep. Dis waarom hy potensiaal identifiseer in 'n onderneming en dan ook nuwe besigheidsstrategieë na te volg. Goed, meneer, dit is nou baie interessant. Ons het nou gepraat oor die leierskap, ons praat oor bestuur. Maar dan die volgende wat in my kop opkom as ons nou kyk na die leierskap en die bestuur, is daar moet dan seker so 'n paar leierskapstyle wees. Daar is verskriklike taamlike en is baie moeilik om die leierskapstyle soms toe te pas in situasies en ons gaan vir julle 'n bietjie daaroor inlig Janine, wat is hierdie tipe leierskapstyle? Goed, het meneer dalk met hierdie leierskapstyle, is daar dalk afkorting, akroniem wat meneer met ons leerders kan deel, dat hulle dit maklik kan onthou as dit vragie in eksamen, lang vragie. Mats, graad 12, dit is my eie akroniem. Hierdie akroniem bestaan nie, maar as hierdie akroniem vir jou gebruik, dis nie 'n besigheidskonsep of 'n akroniem nie, maar dis 'n akroniem wat vir jou vinnig kan hierdie elemente van leierskap kan onthou. Die D, ek gaan dit vinnig sê en as jy vir my kan klop daar waar jy sit, dan is jy verskriklik goed al by hierdie tyd ten opsigte van leierskap en bestuur. Kom ek sê dit gou vinnig vir jou. Demokraties, autokraties, charismaties, super stil, situasioneel, transaksioneel, transformasioneel, laissez-faire en bureaukraties. Die S kan jy vir verskeie leierskapstyle gebruik. Daar is super, daar is stil, maar in hierdie program gebruik ons die situasionele leierskap. Die T is ook kan jy enige vorm gebruik, transaksioneel of transformasioneel, laissez-faire en dan bureaukraties. Maar kom ek doen dit stadiger. Demokraties, autokraties is die O, C charismaties, S situasioneel, T transaksioneel, die ander T transformasioneel, L laissez-faire en dan die B is bureaukraties. Kan ons dalk net 'n oorskoot kry asseblief? Goed, graad 12, meneer Forbes het nou vir ons so pas die leierskapstyle vir ons in 'n akroniem gesê. So kom ons kyk net indien dit dalk bietjie te vinnig was, dan kyk ons of jy net gou vinnig kan onthou. Ons het gesê dit is DOC, stil B. So kyk gou of jy kan onthou waarvoor staan die D? Vir demokraties, is ek reg meneer? Dit is so. Die O vir autokraties, die C vir charismaties, die S vir situasioneel, die T vir transaksioneel, die ander T of vir transformasie, of transformasioneel, en die L vir laissez-faire en dan vir die B vir bureaukraties. Maklik om te onthou graad 12. So ek vertrou dat julle dit neergeskryf het. Goed meneer, met hierdie leierskapstyle. As ons nou vir die graad 12 moet verduidelik, demokraties. Interessant.
Hoe sal meneer dit vir hulle verduidelik? Demokraties. Janine, ek dink ons moet hierdie maats en u as onderwyser in die klaskamer kan verskeie rolspel doen rondom hierdie leierskapstyle wat dit baie interessant maak vir die leerders. Nou ons gaan so 'n klein rolspel om die style te illustreer vir julle wys, ons gaan sekere style uitwys, dan moet julle vir ons miskien SMS of deurstuur watter styl is ons mee besig aan die einde van hierdie periode wanneer ons klaar is, maar ons gaan nog gou vir julle vir die verskeie style demonstreer in die vorm van rolspeelmaats. Ek hoop julle geniet dit. Kom ons kyk wat demokraties is. Goed. Ek is die bestuurder van Samsung. Ons het sopas die nuwe S7 uitgebring, die nuwe Samsung selfoon. Dit is my werker Janine wat ek nou ingeroep het en ek wil hê Janine moet hierdie pragtige S7 wat binnekort geloods gaan word onder die publiek, gaan ons nou van hierdie selfone vir Janine en 'n familie gee en sy moet soort van hierdie selfoon gaan gebruik, sekere foute neerskryf en al hierdie probleme moet sy neerskryf. Sy kan dit gebruik, ons gaan dit loods oor 3 maande, so sy 3 maande kans om hierdie goed alles neer te skryf. Nou ek gaan Janine nou vra, Janine, sal jy hierdie selfoon jy en jou familie, ons het klaar vir jou familie gegee en dis meer, gebruik hierdie selfoon. Ons gee vir jou omtrent so 2 maande kans om hierdie selfoon deeglik te inspekteer. Gebruik hierdie selfoon en skryf neer foute, goeie voordele, goeie nadele, vergelyk dit met ander soortgelyke selfone en kom gee vir ons die verslag terug. Baie dankie Janine. Goed, meneer Forbes, baie dankie. Ek gaan vir sê dit is absoluut 'n voorreg om met meneer besigheid te doen. Ek sal my gesin, ons gaan vanaand ons so 'n bietjie om die tafel sit en ek is so jammer, ek moes nou eintlik my ou voetjie nou saamgebring dat meneer kan gesien het hoe die twee met mekaar vergelyk verstaan en ek dink as ek net my ou voetjie nou hier moes dit is nou 'n bietjie jammer. Maar ek is self baie opgewonde en as ek weet die kinders gaan baie opgewonde wees want nou weet ons ma kan nou onmiddellik dit gaan nie meer vir geld kos nou my SMS te stuur nie. Hulle kan nou vir ma WhatsApp. En daar's verskillende funksies wat 'n mens, ons kan so vir mekaar e-possies stuur, nee. Sjoe, dit klink baie interessant meneer. So ek en my familie ek is doodseker om die tafel en dan gaan ons oor 'n tydjie na meneer toe terugkom met hierdie ons maatskappy sal dit baie waardeer want ons die verkope sukses van die verkope gaan baie afhang van jou terugvoer. Goed. Baie dankie Janine. Grote plesier. Graad 12, baie belangrik. Wat jy in hierdie proses ontdek het met hierdie Samsung wat meneer Forbes nou vir ons vir my as 'n gesin gou gegee het, dat ek of ons as 'n gesin moet net kyk of ons tevrede met sy aanbod gaan wees. So nou het ons klaar gesels en nou moet ek na meneer Forbes terug toe gaan om vir hom te sê wat ons besluit het. So kom ons kyk. Meneer Forbes, ons familie het eenparig besluit. Elkeen het insette gelewer. So almal het eenparig besluit dat dit is die foon vir hierdie huisgesin. Baie bly. Goed. Mats, julle het nou gesien daar, ek het vir Janine gebruik, of sy nou 'n werker by my is, ek het vir haar gebruik, ons gaan die nuwe Samsung loods, ek het haar opinie gevra as werker, en ek kon sien die belangrikheid, die ekspressie op haar gesig as 'n werker, sy het belangrik gevoel, my bestuurder, my baas, kan jy maar sê, nooi vir my om deel te neem in die loods, en ek gaan 'n bydrae maak tot hierdie sukses van hierdie Samsung. Ek is trots daarop, en hy het my genooi om as spanlid tot hierdie produk by te dra. Dit was gewees, maats, demokratiese bestuurstyl.
Goed, meneer Forbes, dit was baie interessant geweest. Baie dankie. Graad 12, ek vertrou dat die rolspel met ons met hierdie Samsung dat jy dit goed sal onthou. Kom ons kyk na die tweede leierskapstyl. Ons kyk na autokraties. Meneer, hoe gaan ons dit aan ons graad 12s verduidelik? Janine, ja, ek dink baie leiers en bestuurders, kom ons sê bestuurders, het hierdie tipe leierskapstyl. Baie van ons kry dit as onderwysers. Ons is onderwysers, ek dink ons hoofde, baie van ons hoofde het hierdie tipe autokratiese bestuurstyl. En ons gaan die enetjie doen. Ons is onderwysers. Ek gaan die rol speel van die prinsipaal en Janine gaan die rol speel van die onderwyser. En ons gaan dit autokraties doen. Dan kyk ons wat is autokraties. Juffrou Barnard, Ja, meneer. ek het u ingeroep vandag. Ek wil graag, hoekom is die werk nie gedoen vandag nie? Ek het gister gevra dat u die werk moet inhandig. Ekskuus. Sorg dat daar die werk vandag op my tafel lê, mevrou. Geen verskonings nie. Geen verskonings nie. Luister jy? Trek die deur agter jy toe. Baie dankie, juffrou Barnard. Die werk 12 uur op my tafel. Geniet u dag. Baie dankie, juffrou. Baie dankie, meneer. Maats, dit was 'n autokratiese bestuurstyl. Autokratiese bestuurders hou daarvan om self besluite te neem sonder om ander mense of personeel te raadpleeg. Die vinnigste en mees effektiewe metode om besluite te neem is soms autokraties, maar dit veroorsaak geweldige probleme soms vir die besigheid, omdat die bestuurder alleen mag op sy eie neem en nie die ander spanlede betrokke maak nie. Het julle geweet, maats, wat ek vir julle kan sê? Mense verlaat nie 'n besigheid vir die maatskappy self nie, maar mense verlaat die maatskappy omdat bestuurders swak is teenoor die span wat daar saam met hulle werk. Dis waarom die groot gedeelte van mense maatskappye verlaat. Dis hierdie autokratiese bestuurstyl is nie in alle gevalle altyd reg nie, maar is gepas in sekere gevalle, soos byvoorbeeld wanneer daar effektiewe besluite moet geneem word, dan is autokraties vir my baie belangrik. Goed, meneer Forbes, ek sal sê vir baie dankie. Graad 12 met hierdie autokraties het jy nou gesien. Ek was die skuldige persoon, ek het nie my werk gedoen nie. Die instruksie was vir my duidelik, maak die deur agter jou toe en gaan doen net jou werk, punt. Dit is nie debatteerbaar nie en dit is wat autokraties is. Goed, ons gaan kyk na die volgende bestuurstyl, sien ons het nog so 'n paar skole wat ingeskakel is. Graad 12, ons sê vir julle verskriklike dankie. Ons het van graad 12 van Steynwil Hoërskool in die Noord-Kaap, geniet baie die klas van Zenobia. Dan het ons Louriersfontein. Dit is altyd heerlik om Louriersfontein die hoërskool op ons skerm te sien. Baie dankie dat julle ingeskakel is. Dan Ramona Smith. Dankie vir die akroniem, gaan dit beslis gebruik. Goed, en dan het ons ook daar vir hoërskool Boesmanland, hulle is ook ingeskakel en hulle geniet dit. Graad 12, dit is waaroor hierdie sessie gaan. Jy moet dit leersaam vind en jy moet dit van toepassing maak in die skool of in jou studiemetodes, want dit is alles, dit moet prakties wees en so gaan jy hierdie werk soveel makliker onthou. Graad 12, die volgende stel wat ek graag wil hê meneer moet vir ons verduidelik, dit is 'n bureaukratiese bestuurstyl. Ja, maats, ek gaan weer die bureaukratiese bestuurstyl gebruik. Hierdie bestuurstyl sê vir julle, kom ons ek hou van rolspel. Ek dink Janine is ook baie goed in die drama storie. So kom ons geniet ons vandag, maats. En ek wil graag die onderwysers ook aanmoedig, gebruik dit dat die kinders hulle eie rolspel rondom hierdie leierskap en bestuurstyle doen in die klaskamer. Kom ons doen bureaukraties. Juffrou Barnard, die maatskappy Samsung is baie trots vandag. Ons produksie het gestyg. U is ons bestuurder, vloerbestuurder daar. Dit is baie aan u te maak.
dat ons vandag goeie winste het. En ons wil vir u vergoed vandag. Hier is u vergoeding. 'n Pakket, geniet u met die gesin 'n vakansie en spandeer die geld wat ons vir u gee. Ons is baie bly en trots dat u deel is van ons span by Samsung. Baie dankie, Vrou Janine. Goed, Baie dankie. Baie dankie, meneer, baie dankie. Goed, graad 12, een van die belangrike aspekte wat ons nou hier in die proses gesien het, is met hierdie bureaukratiese styl. Die rede hoekom ek hierdie vergoeding ook gekry het is, ek het absoluut die reëls en van die maatskappy het ek slaafs nagevolg, né? Want dit is belangrik dat ek die reëls en die beleide van die maatskappy en op die einde van die dag, toe was dit vir my goed gewees om ietsie in vergoeding daarvoor te kry. Graad 12, ons het nou gedoen, ek gaan net gou vinnig herhaal, demokraties, autokraties, ons het bureaukraties gedoen. Nou so, kom ons kyk gou so 'n bietjie daar na die laissez-faire. Kom ons kyk of meneer vir ons daardie enetjie kan verduidelik. Voor Janine, jammer Janine, dat om jou woord te breek. Ek wil net teruggaan na die bureaukratiese bestuurstyl vinnig. Ons het vir Janine ietsie gegee. Daar was streng maatreëls en regulasies. Ons het 'n plek wat ons in Somerset West het, word genoem Daniel, wat plofstowwe maak. So, maats, as dit kom by plofstowwe, dink maar net, julle het al baie hierdie James Bond flieks gesien en hierdie tipe flieks. So as hulle inkom by die deure, dan is daar scanners in, oogscanne en 'n thumbscanner en hy moet sy sool oplig en al die tipe. Dit is dieselfde wat gebeur by ons in Daniel in Somerset West, omdat die werk so uiters gevaarlik is en die plofstowwe so gevaarlik is om in die hande gekry te word. Dis waarom die reëls en regulasies by bureaukraties so belangrik is. Maar om terug te kom by Janine, die laissez-faire. Maats, een ding wat julle moet onthou by laissez-faire, dit is 'n manier, die bestuurder sit nie agteroor nie. Dit is 'n ander naam vir dit is 'n traak my nie agtergehouding of 'n vrye teelshouding. Nou kom ons kyk na die woord vrye teels. Ons moet verstaan dat die bestuurder is nog steeds verantwoordelik vir hierdie onderneming wat hy bestuur. Maar omdat hierdie mense wat hy oorwerk baie verantwoordelik is, hulle is professionele mense, hulle is verantwoordelik, laat hulle toe om die besluite te neem op hulle eie, besluite te maak op hulle eie. Dis waarom die woord altyd agterkom. Hy neem nog altyd die besluite oor die geheel, maar omdat hierdie mense, groepie mense professioneel is, besluit op hulle eie kan maak, geleerd is, hoogs gekwalifiseerd is, en hulle die vaardighede, laat hulle toe om besluite vir hulle self te neem aan die einde van die dag. Goed, meneer, baie dankie. En graad 12, so nou, daar's nog so 2 leierskapstyle wat ons gaan doen. Transaksioneel. Ja, voor ons by die transaksioneel kom, wil meneer net gou vir ons graad 12 bietjie verduidelik net oor die karismatiese leierskapstyl, nie? Maats, as ons praat van die karismatiese leierskapstyl, dan kyk ons na julle pastore in die kerk moontlik. Hy hits mense aan. Hy sê vir iemand, jy is my kerk, as hy af is, as die persoon baie depressief is, dan het daardie man 'n sekere tipe, of die pastoor, vroue pastoor, het byvoorbeeld 'n sekere charme wat hulle gebruik. Hulle het net daai magnetiese band om mense aan te trek en mense wat af is op te lig. Kom ek maak gou 'n voorbeeld van karismaties in die besigheid. Kom ek gaan weer vir Janine gebruik. Janine, ek het die afgelope tyd baie besef, gesien jou dopgehou. Jy is produktief, maar dit is nie die Janine wat ek ken nie. Janine, jy weet, jy's nou al 20 jaar by ons werkplek. En ek wil graag hê, my deur is altyd oop. Enige probleem, wees vry om aan my deur te kom klop. Maar ek wil die Janine ken, wat ek altyd 20 jaar gelede ontmoet het.
met die produktiwiteit in jou, die werk, die bedagsaamheid, die vriendelikheid. Kom aan Janine, ek weet jy kan 100%, 200% beter gee. Ek wil daai Janine môre sien. Doen die beste mamma, onthou. My deur is altyd oop vir jou Janine. Onthou dit. Ek waardeer vir jou hierso. Jy is 'n belangrike komponent van my maatskappy. Baie dankie Janine. Baie dankie meneer. Graad 12. Ek voel so trots op daardie komplimente wat ek daarom nou gekry het. Ek voel so gemotiveerd. My bestuurder se persoonlikheid, sy karisma. Ek voel sommer tonne beter. So ek dink van môre af gaan ek beslis net nie my bes gee nie, my uiterste gaan ek gee. Meneer, ons het net gou so 'n vraagie hier van Chantay Lou. Chantay wil graag by ons weet, kan autokratiese leierskap net gebruik word in 'n maatskappy of in alle opsigte? Kom ons kyk gou of ons vir Chantay hierdie vraagie kan beantwoord. Gaan meneer dit Ek weet nie wat Chantay bedoel in alle opsigte nie, as hy praat van die wêreld as speelvak aan elke gebied op die veld en op 'n rugbywedstryd. Dit hang af van die situasie wat hom voordoen. Die situasie wat hom voordoen, dame, en dit is belangrik dat die situasie gaan bepaal watter styl soms gebruik gaan word. So autokraties is nie altyd die outomatiese metode van 'n bestuurstyl nie, maar die veld waar jy gaan bevind gaan altyd bepaal watter styl dit nodig is aan die einde van die dag. Ek stem met meneer 100% saam. En Chantay, as ek vir jou nog ietsie kan sê, autokraties, ons kan kyk net in die skoolopset wat prakties is, wat ons elke dag mee werk. Selfs as leier, onderwyser of onderwyseres, het 'n mens verskeie bestuurstyle. Jy die een oomblik kan jy demokraties hê en dan kan jy autokraties hê. Veronderstel jou klas is miskien baie rumoerig, dan gaan jy autokratiese bestuurstyl hê om onmiddellik vir die leerders te laat verstaan, luister, jy moet nou stil bly want ons gaan nou werk. So autokraties, soos meneer Forbes gesê het, ons moet, dit is aanpasbaar volgens die situasie waarin jy vir jou bevind. Ons vertrou dat die antwoord gaan vir jou help. Baie dankie Chantay vir daardie vraagie. Dan het ons wil welkom heet vir Williston Hoërskool. Baie dankie sê iemand net vir die aanbieding. En dan, meneer, dit is dan nou lekker, 'n hallo van Port Elizabeth. Ons installeer by die skool Chatty, lekker om na julle te luister. Welkom, Hoërskool Port Elizabeth. Dan Melissa Isaacs, ons het 'n soentjie gekry. Hou van die manier hoe meneer act. Meneer, komplimente vir jou, baie pragtig. En dan die verduideliking van bestuur en leierskap is baie goed. Verduidelik, ek verstaan dit duidelik. En dit is Shamaino Dee wat dit vir ons sê. Dan is daar nog 'n skool, Joshua Farm. Watter een is mees belangrik, bestuur of leierskap vir die sukses van 'n besigheid? Joshua, dit is 'n baie interessante vraag. Ja, Joshua, as jy gaan kyk na die verskille tussen bestuur en leierskap, 'n bestuurder, almal kan dit wees. 'n bestuurder, almal kan dit wees. 'n bestuurder kan ek en jy gaan leer voor en dan die nodige vaardighede toepas. Maar dit wil nie sê ons het die vaardighede om 'n leier te wees nie. Dis waarom daar massiewe klomp reg oor die wêreld klomp bestuurders is, maar as baie min leiers, want leiers het sekere vaardighede, het sekere inspirerende manier van dinge doen. Leiers het volgelinge. Onthou, leiers het volgelinge. Bestuurders wil protokol afhandel. Nie soveel belangrik mense, sy welstand van mense nie, maar die werk moet afgehandel word. Maar 'n leier lei ander volgelinge as 'n nuwe leier op. En ek dink 'n leier vir my is baie meer doeltreffender as 'n bestuurder.
Ons kan baie daaroor debatteer, maar dit is my persoonlike gevoel ten opsigte van dit. Goed, Joshua, ons vertrou dat ons daardie 'n belangrike vraagie van jou beantwoord het. Dan meneer Forbes, kan ons kyk na ons laaste leierskapstyl. En dit is die transaksionele leierskapstyl, ja. Yes. Janine, maats, in julle huise, kom ons vat gewoon julle persoonlike huisgesin, julle wonings. Soms as jy baie goed presteer, jou mamma en jou pa het jou miskien beloof dat aan die einde van die jaar as jy slaag, dan is daar 'n goeie beloning vir jou. Ek noem dit sommer 'n geel wortel. 'n Geel wortel. Daar's 'n goeie beloning vir jou as jy slaag. Dit maak nie saak hoe jy slaag nie. Jy het graad 12 geslaag. Miskien is daar nog ander aspekte van hoe jy moet slaag, maar kom ons vergeet daarvan. Ek wil vir julle verduidelik hoe ek transaksioneel ook in 'n besigheid. Jy slaag die einde van die jaar en jou pa sê en jou ma kom ook by mekaar en sê, my kind, hierso is vir jou 'n nuwe Samsung S7 of kom gewoon, maak jou oë toe en kom staan hier buitekant en na trek vir jou op 'n nuwe universiteitsmotortjie wat hulle vir jou so pas gekoop het. Hulle beloon jou vir dit wat jy ingesit het en nou is dit tyd om uit te kry. Goed. Aan die ander kant, Janine, voor ek verder gaan, aan die ander kant wil ek ook sê dat transaksioneel, die ander kant, ek noem dit die stokmetode. Ons noem dit hierso, die fokus op motivering van ondergesiktes deur 'n stelsel van beloning en straf. Maar vir jou om dit te kan onthou, gebruik jy sommer die woord wortel en stokmetode. Nou wat is die stokmetode, Janine? Wat dink jy wat is die stokmetode? Meneer, as ek dink, ongelukkig mag mense dit nie meer gebruik nie, so ons gaan dit maar bietjie saggies sê graad 12, maar die stokmetode waarvan meneer praat, dit is die straf. Dit is so. Dis die straf waarvan ons praat, ja. so, maar ongelukkig die stok is mos nou nie meer toelaatbaar in die skool nie. Dit is so, so, maar ja. Net in die konteks dat Dit jy is so, ja. moet transaksioneel om dit te kan onthou. Goed. So Janine, kan ek net vir hulle verder verduidelik dat? Goed. Is dis wat Janine gesê het, is baie belangrik. Dis maar net 'n fiktiewe vorm van die woord stok daar. Dit is nie 'n letterlike stok nie. Dit is maar net 'n manier van die vorm van straf. Jou mammie gaan nou vir jou sê jy het nie geslaag graad 12 nie. En wat gaan gebeur nou aan die einde van die jaar? Hulle ontneem jou van al daardie belonings wat jy gedoen het. Dieselfde in die besigheid. Die besigheid roep vir jou na vore, jy het goed presteer, hulle gee vir jou 'n sertifikaat, hulle gee vir jou daardie bonus, maar Janine, kom ons kyk gou, hierso lê R100, verbeel jou, jy's nou my werker gewees, ek het daai selfe beloning vir jou gegee. Aan die einde van die dag roep ek jou in die kantoor en kom ons kyk, ons doen dit gou hierso, Janine, om die straf gou te doen. Daar is die beloning en die sertifikaat, dis gekry en alles die, maats, dis R100 wat ons vir Janine laas gegee het met haar beloning, wat sy so goed vir die maatskappy gewerk het, maar Janine het die volgende maand miskien geproduseer of sy het nie daar teiken bereik in die maatskappy soos verwag word nie. So ons roep vir Janine in en ons sê vir haar, Janine, jammer man, hier is 'n probleem nou. Jy weet hoe werk dit. Ons moes teiken bereik het en jy het dit nie bereik daardie teiken wat gemaak moet word nie. Maar hier is 'n deel wat ons moet vat van jou bonus. Ons moet nou daardie deel terugvat van jou, want jy het nie daardie teiken bereik nie. Is jammer, dit is die reëls van die maatskappy en ons moet dit nou doen. Baie jammer, Janine. Daar gaan jou bonus. Totsiens. Graad 12? Kan jy sien hoe jy sekere leierskapstyle, hoe jy sekere goed in konteks moet sien. Die belangrikheid nou, die eerste voorbeeld wat meneer aan julle verduidelik is, die wortel en stokmetode as jy in die skool opset is. Jy presteer nie, jy gaan nie dit kry nie, maar dink verder,
volgende jaar vir diegene wat dalk gaan werk of in 'n besigheidsopset, nê? Dit kan vir jou 'n nadelige gevolge inhou as jy nie byhou by sekere fasette van die werk nie. So goed, graad 12, ons vertrou dat jy hierdie leierskapstyle, dat jy hierdie sessie geniet het, dat jy die akroniem goed kan gebruik en dat hierdie rolspel van ons vir jou baie gehelp het. Ek gaan net gou vinnig, weer herhaal en kyk na hierdie leierskapstyle wat ons gedoen het. Kom ons kyk net gou vinnig daarna. Ons kyk na die dokstel B. Ons weet dit is demokraties, autokraties, charismaties, situasioneel, transaksioneel, transformasie, laissez-faire en dan bureaukraties. Graad 12, ek vertrou dat jy hierdie akroniem tot die beste van jou vermoë gaan gebruik. Goed, ons kyk net gou of daar nog so 'n skool of twee is wat ons kan hulle voorsê. Belinda Miller, my klas het die rolspel baie geniet, veral die karismatiese styl. Dis goed, meneer. Hoërskool Boesmanland se kinders geniet dit baie, meneer Lewak. Baie welkom en ons sê ook welkom aan die kinders. Dan Hoërskool Kommagas, meneer F.J. Smit is ook ingeskakel en hou van die aanbieding met Brandon, Ginaldo, Giuliano en Gerry. En dan het ons vir Alicia Medat. Juffrou moet onderwysers leer om die dinge te demonstreer. Dis soveel beter om te verstaan. Goed, graad 12, maar dit is waaroor hierdie sessie gaan, né? Dit is waaroor hierdie sessie gaan. Jy moet kyk, alles wat jy, as hierdie sessie aangebied word, dat jy ingeskakel is. Jy moet seker maak dat jou dagboek in plek is. Ek dink die volgende sessie is iewers in Augustus, so jy moet nou al 'n dagboek inskrywing maak dat jy hierdie sessie betyds om 3 uur moet bywoon. Goed, nog so 'n skool wat vir ons iemand van wat sê goeiemiddag, hoërskool sekondêr van Hammansdorp, graad 12, hulle sê hulle graad 12E. Hulle geniet hierdie sessie, meneer. En ons sê baie dankie aan Delisha, Sinella, Porsche, Nikita, Buzi en Lekaya, as ek nie verkeerd het nie. Aan al die graad 12 leerders en onderwysers wat ingeskakel is, ons sê vir julle baie dankie. Ons herhaal net gou weer ons SMS-nommer. Dit is 31498. Goed, graad 12, kom ons gaan gou kyk na die volgende. Ons gaan net so vluggies, want ons moet kyk ook na ons tydfaktor. Meneer, kom ons kyk net gou so bietjie na die onderskeid wat 'n mens kan tref tussen hierdie verskeie leierskapstyle. Ek wil graag hê meneer moet gou 'n bietjie aanraak. Kom ons kyk na demokraties, kom ons kyk na autokraties, bureaukraties en laissez-faire. Kom ons kry net so vinnige beskrywing van elkeen. Baie dankie, Janine. Maats, as ons kyk na die demokratiese leierskapstyl, dan sê ons dus foutiewe besluite kan geneem word. As ons kyk na die demokratiese leierskapstyl, dan sê ons as werknemers is ingesluit in die besluitneming, deelnemende styl en is om mense gesentreer. Dit is die demokratiese bestuurstyl. As ons kyk na die autokratiese bestuurstyl, dan sê ons die bestuur maak al die besluite, dit is slegs gesentreer rondom die leier. So die leier het sê alles. Ek hou nie van so baie van so 'n leier nie, want dit is baie moeilik. Ek is kreatief in my denke en hy maak nou vir my besluite en dit is vir my absoluut nie altyd reg dat ek nie my kreatiwiteit kan gebruik nie en dat altyd 'n man daarvoor kan staan en vir my soos 'n robot laat voel. Dit is 'n soort van autokratiese bestuurstyl. Dan kyk ons na die bureaukratiese bestuurstyl vinnig. Werknemers moet getrou reëls en regulasies volg. Kyk maar na Pick n Pay, kyk na Shoprite, kyk na al hierdie plekke. Dit begin, die tyd, die prosedure, die protokol is dieselfde. Dit is 'n vorm van protokol en bureaukratiese bestuurstyl. En die laaste ene wat ek vinnig wil doen, is die laissez-faire of die vrye teelstelsel of die traak-my-nie-agtige houding. Werknemers word toegelaat om self besluite te neem, maar onthou maats, dit word gedoen omdat die bestuurder hulle sien as verantwoordelik, professioneel, hoogsgeleerde mense. Dis waarom hy hulle toelaat om hierdie besluite te neem en op hulle eie
aan te gaan, maar die verantwoordelikheid berus nog steeds by die bestuurder om te bestuur. Goed, meneer, ons sê baie dankie vir daardie beskrywing. En as meneer net so vluggies, miskien net so een puntjie vir ons kan noem oor daardie 4, ons net vir die tydfaktor, ons sal net nou deurgaan, vir jy net so 'n voorbeeld miskien kan noem van demokraties, een van autokraties, charismaties en laissez-faire. Maak so. Maat, as ons kyk na 'n demokratiese bestuurstyl, dan is dit baie eenvoudig. Kom ons kyk na die man van Facebook. Kom ons kyk na Bill Gates se Microsoft. Wat dink julle toe hy hierdie besigheid begin het? Kom ons kyk na die persoon van Apple. Die Apple maatskappy, dit is mense wat met tegnologie te maak het, en tegnologie het baie verskeie insette nodig, insaag van mense wat baie kreatief is. As ons kyk na advertensiemaatskappye, hulle het insette van ander nodig. Dis nie een man se denke wat die besigheid gaan laat floreer nie, maar verskeie mense binne die besigheid van verskeie idees, dit lei tot demokrasie. As ons kyk na 'n autokratiese leier, vinnig, 'n autokratiese leier, eenvoudig, maats, is net iemand, miskien is jy jouself is op 'n manier autokraties, jou onderwyser is miskien wat langs jou staan daar, is miskien jammer, onderwyser as ek nou dit sê, miskien is jy of sy 'n autokratiese leier wat net sê, sit, staan, moenie gaan. Jy sê absoluut niks en jy volg maar net soos die robot dit doen. En niks kan jy sê nie, geen kreatiwiteit aan die einde van die dag nie, daar word vir jou besluit, dit is die robottype. Nou kom ons kyk nou na 'n bureaukratiese, ek het genoem, dis Daniel, waar daar streng regulasies, jy kan dink aan lughawens, waar jy inkom, waar hulle jou bagasie deursoek, waar jy deur die tipe scannes gaan, in jou hande moet oplig en kyk of daar niks drugs in jou sakke is, in hierdie tipe goeders in Suid-Afrika nie. Verskeie lughawens is 'n voorbeeld van bureaukraties. Goed, kom ons kyk net gou na, net meneer, kan vir my net so een nadeel van elkeen van hierdie bestuurstyle net gou vir ons noem? As ons kyk na 'n nadeel van demokraties graad 12, dan sê ons foutiewe besluite kan geneem word as werkers onervare is. Die besprekings neem tyd in beslag en is nie geskik vir 'n krisissituasie nie. 'n Krisis, dis nie geskik, dis 'n nadeel van demokraties. Ons het nie tyd vir almal se besluite nie, die besluit moet nou geneem word, dit is 'n nadeel, en dan is dit autokraties, wat eintlik belangrik is daar, van die besluite wat geneem word, moet nou geneem word, sonder insette van buitekant, is 'n baie belangrike krisisbesluit, sal ek verkies, dis autokraties, ook daar. Vinnig as ek kyk na bureaukraties, daar's gebrek aan buigsaamheid, want dis 'n roetinestelsel wat gebruik word, dit is rigied, dit bly dieselfde, inkom en uitgaan, basies dieselfde, so daar is 'n gebrek aan buigsaamheid. As ons kyk vinnig na laissez-faire, die foutiewe besluite kan geneem word as werkers onervare is. Werkers kan fokus verloor, want dit kan tydrowend wees. Onthou maar wat ek gesê het, dis professionele, opgeleide, hooggeskoolde mense, en daarom wat vertrou, die bestuurder vertrou hulle om daardie werk te doen, maar die nadeel is, foutiewe besluite kan geneem word as werkers onervare is. Die teenoorgestelde kan gebeur by laissez-faire, professioneel, onervare. Goed, meneer, ons sê vir baie dankie. Graad 12 vir die konteks van ons tyd. Ons gaan net, jy kan op jou eie graad 12 kan jy deur kyk na die transaksioneel voordele en nadele. Jy kan ook op jou eie, in jou boekie is al hierdie inligting saamgevat, waar jy ook kan kyk na die leierskap en bestuursteorieë. Jy kan kyk na die leierskap, teorie en bestuur, die teorie daarvan. Al die verskeie teorieë word vir jou in detail beskryf. Dan wil ek net hê voor ons gaan afsluit, is daar so 'n paar vragies, en ons sal dit waardeer as ons gaan kyk of ons so miskien 1, 2 of 3 vragies kan doen, en dan kyk julle graad 12 hoe vinnig julle hierdie antwoorde dalk in die klas daar vir julle meneer kan of juffrou kan gee. Die eerste vragie
wat vir ons vir julle wil vra is, die volgende konsep of term het te doen met inspirasie, motivering, aanmoediging om die span se doelwitte te bereik. Wat dink jy, wat is hierdie konsep? Konsep van term het te doen met die inspirasie, motivering. Wie gaan, ons kyk gou, wie gaan vir ons eers gou so 'n antwoordjie hier gee? En intussen sê ons baie welkom aan Forest Heights Hoërskool. Ons sê baie dankie aan Van Wyk se Hoërskool, Nathan Session en Bradley en Roderick. Ons sê baie dankie aan Hoërskool Antam. Hoërskool Garries geniet die sessie ontsettend baie. Ons waardeer julle. Joshua Vader, dankie, het die klas geniet. Al het Chantelou my so uit die werk uit gehou. Ag man, dit is altyd lekker. Dis mos wat oor besigheidstudies gaan. Dan praat ons van St. Anne Privaat Skool. Ons sê baie dankie ook aan julle wat so gereeld ingeskakel is. En goeiemiddag, dankie vir die sessie juffrou. Ons geniet dit baie. Hoërskool SA van Wyk en Gamagara Hoërskool. Ons geniet die les en dan is daar ook Middelburg wat ook ingeskakel is, juffrou Foster. Graad 12, baie dankie dat julle ingeskakel is. Ons waardeer dit. Kom ons kyk antwoord wat met betrekking tot daardie konsolidasievragie en ons het gesien, ons hoop julle het die antwoord reg gekry. Dit was leierskap. As ons gou kyk na die tweede enetjie, hierdie persone is taakgefokus en is verantwoordelik vir beplanning, organisering, leiding en beheer van take. Meneer, ons kyk gou wie gaan gou binne die volgende minuut of 2 daai vragie beantwoord. Kom ons kyk, hulle behoort al die antwoord vir die onderwyser te gee. Antwoord graad 12, die bestuurders, bestuurders. As ons kyk na die derde vragie, alhoewel die leier taak gesentreerd is, neem hy sy welstand en opinies van hom of haar volgelinge in ag. Ons kyk net gou vinnig. Goed. Daar is sy demokratiese leier. Graad 12, ons wil jy kan die volgende, daar is so 'n paar konsolidasievragies wat jy wel op jou boekie ontvang het en ons wil graag versoek dat jy deur al daai vragies gaan en ek wil aan die hand doen indien jy enige van die vragies of onseker is, ons het vroeër ons die e-posadresie op die skerm geplaas en julle is meer as welkom om vir ons te SMS. Of 'n e-posie vir ons te stuur. Graad 12, net voor ons aan die einde kom, as meneer gou vir ons net 'n oorskoot kan gee. Goed, graad 12 voor ons afeindig. Baie belangrik met betrekking tot die hersiening van jou Junie eksamen. Ek weet meneer, juffrou het vir al seker so bekend gemaak met hierdie kaartjie. Ek het nou net dit sommer net voor om my neergeskryf. Onthou graad 12, as jy studeer, besigheidstudies, ons praat van borg. Ek weet dit is nou nie in die regte volgorde, maar net om vir jou te laat onthou. Die eerste, die B, staan vir jou bedrywighede. Die O vir die omgewing, die R vir rolle en die G vir geleenthede. So, wanneer jy nou vir die eksamen voorberei, ons weet almal van julle doen julle werk volgens die kwartaal, maar my wenk of tip aan jou is graad 12, maak seker dat jy jou boek en jou werk orden. As jy bedrywighede studeer, dan begin jy met jou menslike hulpbronne en jou gehalte prestasie. Jy gaan omgewings bestudeer, jou wette, strategieë en omgewings, jou rolle, etiek, professionaliteit, menseregte, korporatiewe maatskaplike bestuur en investering, jou spanprestasie. Dit is onder een afdeling en nou die laaste enetjie tot op vir hierdie kwartaal gaan ons met geleenthede en soos wat ek vir julle vroeër gesê het, daar's net een afdelingkie wat daar van toepassing is. Graad 12, ons gaan vir jou sê van my kant af, gaan ek net
gou vir meneer vra om vir jou 'n woordjie of twee en om vir jou te bemoedig vir die res van die kwartaal wat voor lê, meneer Fox. Baie dankie Janine. Maats, dit is 'n belangrike hoofstukkie en dit wat Janine gesê het, daai borg moet jy baie deeglik deurgaan. Dit is 'n strategie om sukses te behaal in graad 12. Gebruik daardie geleenthede, BORG, gebruik daardie onderwerpe, studeer dit verskriklik goed. As jy dit kan beplan, is dit 'n manier om goeie punte te kan behaal. Baie dankie vir julle tyd en ek hoop julle het die les saam met my en Janine geniet en alles voorspoed met die eksamen wat vorendag lê. Goed, meneer Fox, ons sê vir jou baie dankie vir die tyd. Baie dankie vir die lekker rondspel wat ons hier gehad. Ek het dit verskriklik baie geniet. En ons hoop, meneer Momberg, waar jy ingeskakel is, dat jy na hierdie sessie geluister. Ons het regtig vir u vandag baie gemis. Graad 12, my laaste woord van bemoediging, motivering, inspirering. Besigheidstudies is 'n leefstyl. Geniet dit. Onthou, soos meneer gesê het en vroeër gesê het, onthou, daar's net een woord, dit is borg. Onderskei tussen wat jy baie van hou, orden jou werk en leer daarvolgens. Aan die graad 12 opvoeders van ons kant af wil ons vir u sê baie sterkte vir die kwartaal wat voorlê met hersiening, winterskool wat voorlê en ons sê vir diegene wat ingeskakel het, ons geniet julle verskriklik baie en namens ons hier uit die ateljee verskriklike dank en 'n baie geseënde middag vir almal verder. Totsiens.